onfeilbaar woord. Prys die Here. Seën gemeentes. Ons mag maar sit in die woordigheid van die Here. Ons mag maar sit. Amen. 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 As julle hier, as julle hier geliefdes, as julle hier, amen, julle klink die lekker mense nie. Sê vir jou neighbor langs aan jou, ons maak klaar vanaand. Sê vir jou neighbor, ons maak klaar vanaand. Amen. Ek is excited om saam met julle te wees vanaand, geliefdes. Is julle hier? Het ons de gauw kerk gauw? Het ons de gauw kerk gauw? Die mense is nie meer lekker hier. Het ons de gauw kerk gauw? Halleluja. Het ons de gauw kerk gauw? As jy hier is vir die woord van jy, dan sal jy die Here die beste eer, as jy hier is vir die woord van God. Halleluja. Halleluja. Amen. Ons mag maar sit. Ons is vanavond hier om die onfeilbare woord voor te. Apostel, ek wou jy moet iets sê. Amen. Omdat die laaste aand is. Kan ons nog verder gaan op Prediker 12. Amen. En dan maak ons op klaar vanavond. Maar vanavond sy boodskap gaan bietjie anders wees. Ek gaan 'n bietjie 'n klein swaai, 'n change. Amen. En ek wil die Here eers verwelkom en dankie sê dat hy my allow het op sy altaar om hier te staan en sy onfeilbare woord te bring. Dan wil ek dankie sê aan ons leiers, Apostel Tiefel en sy vrou. Amen. Dan die raadsmanne, gemeentelede. Amen. Besoekende vriende, familie. Jeugdsonderskool sal groet in die mooi naam van die Here. Hier klink iets in naam. Amen. 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 Lyk my JP die hele kerk klaar gedien, die mics ook klaar gedien. Amen. Kom as jy die man van die Here so. Amen. Dan wil ek ons broers van Petersen ook verwelkom. Dankie sê dat hulle gekom het. Amen. Met sy vrou, Mondre, met sy vrou en lede. Amen. Dan wil ek vir Edel ook, Nadia is in die huis vanavond. Halleluja. Amen. My moeder is ook in die huis vanavond. Amen. Ek is vir die Here dankbaar. Ek is vir die Here bly. En ek het vandag nog nooit geslaap nie. En terwyl ek so in die pyn is, dank ek aan die woord van gisteraand. En ek vraag myself af, Skepper, dank aan jou Skepper. Ek lees 'n boek eendag en ek kom by 'n gedeelte waar die government toe uitvind wat is die beste manier om 'n familie in swakhede te kry. En hulle het al alles probeer. As iemand 'n daad gedoen het, hulle het al alles probeer doen om te kyk wat kan ons maak. Want gewoonweg as ons mense mos maar so, as ek 'n daad aangevang het, my ma sal opstaan alles ek verkeerd. Gaan my ma opstaan. Hy moet nie nou soos mense wat dit nie weet. As jou kind iets verkeerd gedoen het, jy gaan opstaan. Maak die saak, dit bly jou kind. Amen. En die government wil weet, hoe kan ons maak om die familie se monde stil te kry? En hulle sê vir hulle self, okay, ons sal alles probeer. Ons word gebleem en alles word dieselfde oor en oor gedoen. Hy sê ons self, okay, kom ons doen dit, ons vat hom weg van sy familie af. En as ons om in 'n plek kry van eensaamheid, miskien gaan hy tot sy denke kom om te sê, my lot gaan verander. En jy opgelet wanneer jy in eensaamheid is, dan sê mense, eensaamheid is 'n gevaarlike plek. Van eensaamheid bring selfmoord, eensaamheid bring dat jy mense verwyd, eensaamheid
as die oorsaak dat hy in 'n depressie waar hy weet, hy kon uitgestap het. Maar eensaamheid is 'n plek van baie depressie. En hier sê die government, ons moet jou aan 'n plek van depressie gaan kry. Weet jy, ek luister en ek praat met 'n paar gevangenes en ek vra vir hulle, hoe is die lewe? Hulle sê, dit is nie lekker, maar nou vra ek, hoekom doen die dieselfde taak oor en oor om aan dieselfde eensaamheid te kom? So jou gedagtes as nie my gedagtes nie. Jy kry mense wat bekeer omdat die ding in die gedagte alright is, die Here gaan van deurkom. Maar die moment as hy uitstap, dan vergeet hy. Dit was maar net 'n gedagte. Hey, ek praat met mense hier. Ek praat met mense hier. Ek profeteer vandag in hierdie kerk. Die profesie kan so lang as wat die bonus gaan bly. Maar as jy die kerk gaat, dan vergeet jy van die Here. Dis maar net 'n gedagte. Kan ons maar gaan. En hulle bevind toe, hulle sê, ons kry aan binnekant, nou, staan nader, ek sit met 'n probleem. Daar's baie min mense wat die tronk gebruik vir 'n reg te doen. Anders is mekaar daar om ranke te lig, anders is daar om beter as die ander te wil wees. Ander een gaan sluit by gangs aan, die ander een voel hy sien charge, die ander kry ranke. Maar niemand het 'n ding gedoen wat Paulus gedoen het. In 'n plek van eensaamheid. Sê vir jou neighbor, dank aan jou Skepper. Oh, julle voel my nie binne nie, sê dank. As dit maar moeilik is, dank aan jou Skepper. As hy pyn nog nie aan is, jy waar nie, jy dank aan jou Skepper. Ek kry so lang apostel, ek weet nie of die sissie wat hier staan met die swart t-shirt onthou. Ons is nou in studio uit, ek dink ons het vir haar gesien daar binne. En hulle wil haar omgerokkel het net om 'n tekkie of 'n t-shirt te koop. Dit is die gedagte van die mens om God jou aandag te trek. En ek sê myself nooit, ek hoor apostel praat van, is 'n budget papier. Hy werk volgens budget. Amen. Kan ek vanaand preek in hierdie plek my laaste preek gee? Sê vir my, bedank aan jou Skepper in die dag van jou jongheid. Ek wil vanaand oor 'n simpel man praat wat baie gesag het. As ek in die lewe kyk en ek vra myself, hoekom rewind God elke keer ons verlede? As jy weet jy's 'n stapie vorentoe, dan remind God jou elke keer waarvanaf jy kom. Die ding om die verlede te vergeet is alright, ons kan het vergeet. Maar die moment wanneer jy 'n sekere location gekom het of 'n sekere plek, dan remind die plek van jou hoe stukkie jy was. So vir die Here is dit noodsaaklik belangrik om seker te maak, jy kom by die plek uit waar jy seer gekry het. Daai ouetjie wat jou gelieg het en jou bedrieg het en jou seer gemaak het, jy gaan hom weer in die pad sien loop. Maak jy sak om met 'n ander meisie loop, hy remind jou hoe het jy jou seer. Ek vra myself, as ek die woord kon rewind, en van Genesis af kyk, dan vra ek myself, hoekom stap die Here elke keer 'n stapie terug en skiet vinnig weer vorentoe? Dan sê ek streek jou uit na die dinge, en nie die dinge wat die agter is nie. Vergeet van die, maar remind jou elke keer waar vanaf jy kom, dan kom sy prediker dank aan jou. Hey! Kom ons spreek van die plek. Ek wil gou vandag praat oor Genesis 1. Die Bybel sê, en toe God die aarde klaargemaak, die mens klaargemaak, en toe zag hy die mens uit. Dis 'n malagie met
Matteus is 400 jaar van stilte en God sê, ek het 'n plan uitgevoer om Jesus na die aarde toe te stuur. Nou met die vessel. Die mense wat uit die tyd uitgesit was, het begeer na jare om weer. As jy moet verstaan en jy lees die Bybel, dan kom jy uit Adam. Het siek geword omdat hy die tent verlaat het. En die Bybel sê verder, toe Adam siek word, toe staan Set by hom en hy sê vir homself, al wat ek hoor het en om genees te word, nodig het die paradijs om aan te gaan. So hy kom uit die paradijs uit. En hier is God om en God maak sleutel sy emoties en gevoelens. As jy moet verstaan, hoe kom die Here jou terugvat? Kom ek met jou nog bietjie verder. God wil hê jy moet teruggaan met 'n hart van vrede en 'n hart van woede. Weet jy wat maak die Here met Abraham? Hy sê vir Abraham, die manne wat jou gesaf het, wat weet tot wat jy aan staat is om te doen. Die Here sê vir Abraham, jy los hulle net hier. En jy gaan offer jou enigste seun. Daar sekere mense wat wil is aan jou verlede, wat jy is hier moet los. Maar God remind jou van my plan. Elke keer as ek nog verder kan lees, gaan jy nog dieper vat. Toe Joseph koning word, toe bring God sy verlede terug deur sy broers. So God gaan jou elke keer remind, kom ek spreek toch in Medina. Die Bybel sê, toe Joseph hulle sien, ek like die paard, apostel, ek like die paard. Die Bybel sê, toe Joseph hulle sien, toe raak hy stil, en ek beskryf hy oomblik. Ben, hoe voel hy? Toe hy sy vijande as sy broers moet sien. En sien wat hulle alles. Jy sien hulle net nie, maar jy sien alles wat met jou. Onmiddellik skets God jou prentjie van pijn. Jou prentjie van eensaamheid. En hy herhaalt hy selfde seer wat jy begrawe het. Jy lig God op om te kyk hoe mature jy is. Ek weet nie of kan goed my vanaand verstaan. Ek dink nie hoor my nie. Dan as jy hier uitstap, gaan jy weer die meisje met jou boyfriend af, wat gaan jou boodskap stuur. Maar jy moet vanaand verstaan, God wat kyk, hoe mature is jy vanaand af. En hier moet jy verstaan, nou van dat jou God remind jou elke keer aan die verlede. So ek het het gestaan genoem, God sê, ek is boos, leeg en so as ek by die kerk uitkom, as ek nog steeds, ek het nie so gesê nie. So nou moet ons verstaan dat die woord bly nog in sag. Jy word elke dag remind van wat jy is en wie jy is. Want as God net op bietjie praat, dan gaan soek jy die donker toe. As God net op bietjie praat, dan gaan soek jy die woestyn op. Maar as jy weet God jy moet bietjie self aanspeel, dan kom jy na apostel toe en jy sê, ek wil weer na die Here toe kom. Ek nodig die lig. Kom ons spreek gou vandag oor. Kom ons almal staan in die plek en ek wil gou hier sak. Ons is vandag by Filemon. Ek wil iets lees wat ek wil hê. Dat is 'n seer ding om te doen vir 'n gelowige. Ek dink die Here praat met ons, né? Die Here praat met ons. Lees my net vir 18. Lees my net vir 18. Filemon 1:18. Kom ons lees saam. As hy jou enige skade aangedoen het, of jou iets skuld, sit dit op jou, sit dit op my rekening. Hey!
Nee. Maar nou, dit woord is persoonlijk. Dit is nie 'n woord vir, is dit sekere mense wat die woord moet kry. No. Die ene is sê vir my wat persoonlik. Lees weer vir 18. En daar is mense wat hom nie gehoor het nie. As hy jou enige skade aangedoen het, Vader, of jou iets skuld, sit dit op my rekening. Die woord van die Here is geseën is die woord van God. Kom ons sit gewoon. As baie swaar om iets op my te sit, as ek klaar gewig dra. So jy praat Paulus met 'n man wat vol liefde is, sy naam beteken liefde. As jy nog dieper ingaan, dan verstaan ek jy, hoe kan 'n man van liefde vol hart is? As ons luister aan watter plek skryf Paulus die brief, dan is dit in die plek van eensaamheid. Ek wil weet, as jy nou 'n gevangenes aanvra, wil hy uitkom, gaan hy sê, hy wil uitkom, hy waar nie oor sy vriende. Van die plek druk hom so, dat hy soek lig, terwyl hy in donkerte is. Paulus kom by 'n gedeelte, nou verstaan ek, as hy voor die geestelike gekyk het, toe hy vlees was, moes hy mense gevang het en doodgemaak het. En God sê hy het 'n lens gehad om mense dood te maak. Sy lens was so van aard, as hy weet hy prys die Here, dan moet hy doodgemaak word. As hy weet hy eer die Here, dan moet hy doodgemaak word. As ons weet hy aanbid die Here, dan moet hy gevang word en hy moet doodgemaak word. Maar hier is diezelfde Paulus, wat op 'n eenheid mense gevang het, om hulle dood te maak. Hy sê, Here, ek gaan dit verander. Ek gaan hulle nie meer dood maak nie, maar ek gaan lewe en oorvloed van lewe. Luister, hy sê, toe die Here met hom deel, luister, ons gaan nou na Filemon toe. Hy sê, toe die Here met hom deel op die pad van Damaskus, was dit nie gewoond weg nie. Hy sê, my ontmoeting met die Here was dit nie met die ontmoeting met Joshua nie. Ek was nie bekeer in 'n kerk nie. Ek het nie na die Here toe gekom onder die salwing nie, maar na 'n straal op my geslaan. Ek was op pad om 'n verkeerde taak te doen, maar die Here het my pad langs gekom. Dan hoor ek mama se baie diep, hou die Here bereid. Dan hoor ek mama se my plaas, my voete op 'n ewige rots. Maya Sayano. En dan moet jy verstaan, hy sê my ontmoeting is nie maklik nie. Van al my ontmoeting het ek 'n stem gehoor, maar alle het nie geluid of die blits het hulle gesien. En ek gesien hoe die donder weer slaan, maar ek het die stem van die Here gehoor. Sê vir iemand langs in die deur, my broer, die stem van God. Julle sit nog, weet jy wat? Dat is aan jou vijanden wat weet, wat jy nou keer maak. Maar jy hoor die stem van die Here sê, dank aan jou skepper, want die taal van jou weerheid. Maar sê jy, maak aan de labassa. Ek praat met iemand hier, jy moet my hoor. Dank aan jou skepper, maar sê jy, maak aan de labassa. Ek praat met iemand hier, dank aan jou skepper. Kom ek sê vir nog met spyt toe in. Hoe kom jy elke keer val van jy vat jou ontmoetingsplek te lig op? Weet jy, dat zijn ons wat die Here nie ontmoet by die kerk nie. Jy stap in die sin besig om skuld goed te was.
dan hoor jy die stem sy mense, jy staan aan die vas, maar die vas was nie besig om klere in te gooi, dan hoor jy die stem van die Here sê, wat is hier gevaarteken? En moet jy ontmoetingsplek so lig vat nie, sê vir iemand, sit sy skuld op my rekening. Maar wat sê Paulus, hy sê die woorde, hy sê toe ek die duivel gedien het ek al sy skuld gevat en op my rekening gesit. So sy rekening was om dood te maak, om te roof en seker te maak hy niks meer oor nie. Maar toe hoor Paulus as een lied op, maar as een toe niemand van my kant sien nie. Ek praat die mense nie, toe sien die Here van my kant sien. Paulus sê, hoor, dat is een man wat sing, dat die Here, sê vir iemand langs aan jou, sit sy skuld op my rekening. Kom ons maak difference hier, mense. Weet jy wat, hoekom is jy so vast, as nou met jy sit met ou gewoontes, jy sit met ou verlede, jy sit met ou baggage van pyn, jy sit met ou baggage van seer, maar die Here sê, bring al jou bekommernis na my rekening toe. Toe Paulus draai en hy sê dat ek moet my sak regmaak en ek verstaan die stem. So binnen die oomblik van die blits, as jy nog recht praat, die straal, was Paulus nog donker, van die straal bring lig. So die Here kon niet spreek, want as jy so in Genesis 1 laat daar, hy stuur die lig. En Genesis 1 sê mos, toe die aarde woes weer donker was, laat daar. Hy praat met Paulus, om te sê, laat daar lig wees. Hy stuur. Ek ry nog nooit iets soos dit beleef in die Noord-Kaap. Tussen Hopetown en Bridgetown is 'n plekkie met die naam van Stridenburg. En terwyl ons ry, sien ons dat die wolke kom by mekaar op Stridenburg. En terwyl hier in Hopetown is niks reën toe, niks. Ons ry nog. En onthou my broers aan die agterkant het 'n groot vrees vir vinnig en vir goedjies wat in die pad is. So hier kom ek en het ek experience, allemaal aan die bakkie het 'n vrees, omdat die storm nie normaal is nie. Die storm was so dat die voel die bakkie gly in die rond. Maar ek het die bakkie onder beheer. Maar hier is iets wat my aandacht trek, mama, en is dit. Toe ons verder van my Stridenburg kom, as daar damme water, ons moet hier die damme water ry. En God maak seker, terwyl die donne weer so slap, dat die lucht oomlik in donkerte helder lig bring. So sê vir my, maar dit gaan nie vir ewig vol storms wees nie. Dit gaan nie vir ewig met donkerte geraai word nie. Maar daar is lig wat op pad is. Maar die probleem wat ek het met lig, en jou geleid moes mama vat een kers na die al die kamers toe. Maar dan kan niet op één plek hou nie. Van hulle maak seker alle vertrekke met diezelfde kapasiteit kry wat die een kry. Die manier hoe Paulus gered was, is het miskien diezelfde soos ek en Jason. Maar ons het ook die lig gevang op 'n ander manier. Ek en jy kom miskien van die drankbottel af. Ek het die stem by die drankbottel in jou gehoor. Ek en jy kom miskien van dag en ook af. Net die laaste keer van trek te hoort in die stem van die Here sê, jy is myne. Kaya Sayano. Ek praat met mense hier. Wat weet hoe voel ek as jy geval het? Wat weet as jy bestaan word op iets wat jy nie gedoen het nie?
hoe God al sy sonde deur 'n lig gevat het. En hoor my nie, daar was die tyd van belydenis en daar was 'n groot skok. En aan die skok toe bely hy met sy hart. Onthou mense, die mooiheid van God is, en mense maak die prentjie baie vreed, omdat ons met emosies en gevoelens kerk toe kom. Maak ons die prentjie van God so vreed, dat God blyk ons God dien met gesindhede. En lyk ons die Here dien met, omdat dat lyk of die Here ook so is, soos ons voorkom en lyk. Maar dit is nie waar nie. Weet jy wat 'n gedeelte lyk ek? Montre van hierdie hele skrif en gebeurtenis van Paulus. God stuur een van die disippels af en gaan sê, gaan jy af in die straat. Dis 'n man van wat blind is. Maar hoor wat sê die Here, maar weet jy wat? Ek was op 'n tyd bang vir die man, en die man is 'n groot gevaar. God gaan jou na mense stuur wat jy soveel goede aan aangedoen het, dat jy nie vrees het vir hulle nie. Mense wat jy siel gemaak en gelos het aan 'n put. God gaan hulle telefoons en hy het hulle gefees en hy sê, Here, let my raak gesoen. Kom ons bring hom nog na. Toe Paulus sy oor opgaan, toe ken hy onmiddellik wat sy werk was. Sit vir my toe dat hy nog praat. As hy so staan, dan voel hy dat hy besig met 'n vat. Toe sy oor opgaan, na die geval, toe weet hy wat is sy purpose. Ons sit met mense wat 'n probleem het. As ek oop gaan hy na dieselfde plek. Hier sê Paulus, ek weet wat na vir kom. Ek weet wat ek gaan doen. Kom ek change gewoon na die woord. Ek verstaan van Mattheus 11:28. Allemaal wat bemoeid. Kom, sit dit op my. As ek nou van Mondre vraag, onder hierdie groot gesag, wat het hy al ooit gedoen vir iemand die buite? Gaan Mondre vir my wat lig gesê, ek het vir die lig al as show gereel. Ek het vir die lig al dienste gereel. Alles wat ons as lig doen, doen ons verlig. Maar niks wat ons aanpak is verdonkerd. As vir my vreemd, toe Paulus sy oor oopgaan, sy tweede lens oopgaan, toe verstaan hy wat is sy purpose in die koninkryk van God. Want toe sy lens by die duiwel oopgaan, toe weet hy wat sy purpose is vir die duiwel. Kan ek gou die ding afbreek? Dit is nog menslike woord, dit is nog nie deep revelation. Dit is nog net praat. So nou kom ons met problems. Ken en ek dien die Here wys op dat omdat die Here net my siel gered het. Maar ek verstaan nie die purpose van hierdie koninkryk. Die koninkryk is nog nooit oor jou nie. Want diezelfde Joseph moes vergewe om sy broers te akkommodeer. So die Paulus moes seker gemaak het wat hy vir die vyand gedoen het, moet hy dubbel doen vir Jesus. So hier kom sy uit, hy klomp die ding, hy sê, ek moet hulle met lus kry, soos ek hulle met lus gevang het. So hier is iets wat, die klikkie is, nou kom hy en hy sê, ek sit met 'n probleem. Dis 'n man wat ook in die gevangenis is, wat nie kan praat. Dis 'n man wat in die gevangenis is, wat nie, so oorlog en reg oopgegaan het. En Paulus sê, ek kan nog nie met die man deel, oor sy storie nie, ek moet eers persoonlik met hom. So kan ek om rewind na die eerste aand ons hier gepreek het, dus daar is niemand om die aarde. So wat Paulus gemaakt het met Onesimus, hy het eerst om Onesimus begin beveg. Hy het hom gesê, jy moet leer om te vergewe. Hy het hom gesê, jy moet leer om te vergeet. Hy het hom gesê, jy moet leer om saam te veg. Hy
Hy sê jy moet leer om jou verlede agter. Hy werk eers met die klei voor hy hom kan stoel. So Onesimus was 'n man wat vir Filemon as 'n regterhand aangedoen het en het hom seer gemaak. Hoe is dit moeilik? As ek jou lief het en ek vertrou jou met my hele hart, jy besteel my besittings, alles. Jy vat alles wat ek voor hard gewerk het. En jy weet miskien nie as al die goed wat ek voor hard gewerk het vir jou, om vir jou kinders te gee nie, maar jy besteel my lastes. Onesimus vat die goed en ek beland in die tronk. Gelukkig sy God, ek weet wat die gedagtes en gaan die Paulus koester. Hy sê die gedagtes van onheil, hy sê die gevangenis as hy vir Paulus onheil, maar hy sê die gevangenis as vir Paulus alhoop volle toekomst. Hy kom en hy sê vir Paulus, dit is nie die sterk wat jy is die God, en eensaamheid praat die Here, dat die hand van jou af is hy available, om die stem van die Here aan eensaamheid te hoor. En hier kom hy sê vir Paulus, okay, jy is deel van die plan, van ek veel wat die gedagtes ek kan gaan na jou, koester. So Paulus weet van elke hoop wat ek gaan, dink aan jou. So Paulus sê, al beland ek in die tronk, ek weet ek het hom. Zolang as wat jy aan die storm is, remind yourself, ek het hom. Jy hoor nie lekker saam met my nie. Jy sit nog op jou stoel en jy vriend as mense, wat jou storm ken. So hier kom ons met een probleem, nou sê Paulus, ek is in die gevangenis. Maar hy sê, ek moet hom nou terug-rewind na Genesis 1 toe. Toe God sê, daar is geen mens om die aarde te bewerk nie. Hy sê, Paulus moet door Onesimus gaan weg. Hy sê, terwijl hy vir Onesimus so vat, gryp hom aan sy nek en sê, man, kom hier. Die Here het jou nodig. Hy sê, hy sê, maar ons sit met een probleem, die is twee parte wat rechtgemaakt moet word. Hy sê, die een part het die taak gedoen, en die ander part sit met die vond. Dat is gewoon twee mannen langs my. Een man van die Here kom op, en die kant, en een man, kom JP, los jou mooi oog, ons nog nie keer van die Here. So hier sit ons met een probleem. Die een het die taak gedoen, maar die een sit met die vond. Die een se werk was seker te maak, hy wil sy lewe moet uitgesot word. Maar die ene voel aan sy hart, as die man aan my dit gaan, ek sal hom nooit vergewe. Maar hoe kan iemand wat van liefde is, die Here dien, praat en sing van God, wat sy goede dierheid, vol hart en might is? Hoe kan iemand aan die Here met alle vrees dien, so vol hart en seer is? Maar hier is iemand wat die Here ken of dien, wat afhankelijk is van jou godheid, maar nou staat hy om te leer. Hy nodig die Here, hy nodig die Messias, hy nodig die Jesu, hy nodig die raadgever. Oh, Here, hy nodig Jesus. So die Here wie jy afskryf nodig eindelijk. Die Here. As vreemd. Nou sê Paulus, ek kan nie allow dat Filemon met hom kom werk nie. Want Filemon ken die story van Paulus. Ons is broers, maar jy weet hoe diep was ek uitgaan. En miskien sal hy met dieselfde kwaal wat ek het wat Paulus is. Dat hy makkelijk kom en hy sê, hy wil teruggaan na Filemon toe. Maar Filemon sit met bitter. Filemon sê, ek soek my meer in my huis. Filemon sê, ek soek my in my jaart. As ek vandag sy gedagte kon lees, dan praat Here in een lyn met wat ons vandag oorgekom het. Van apostel my hier storie vertel het oor die man van die Here of iemand wat iets gedoen het. In 'n geval, maar moenie worry nie, dit is nie skinder nie. Dit was 'n storie wat met apostel gebeur het. En ek verstaan hoe die Here ding moes soms keer draai na vergifnis. En ek hoor Lord vra, Jesus, jy hanteer hom nou goed. Van apostel sê ek het hom al lang al vergeef. En hier kom die Here vandag hier. Hy sê, dat seker Onesimus wat jou so kalm gesteel het.
van jou liefde af beroof het, van jou gelukkigheid af beroof het. Jy was lekker met jou huisgesin, maar iewers skielik het dinge te mekaar geloop. Ergens was daar 'n Onesimus. Jy was nog alright geweest toe jy nog gelag het en dinge was nog fyn. Maar toe Onesimus in jou huis aankom, toe word jy geloof. Maar God sê vanavond, vergeef me diezelfde Onesimus wat u zeer gemaakt het. Vergeef me die ene dat u verleden vertrap het. Vergeef me die ene die u een naam gegeven die een kardoet. Vergeef me die ene die u reis bespot het. Vergeef me die ene die sê, dit is een hoer, dit is een backslider. Vergeef me die ene die praat van jou kennis. Maar maak sê daar, die spreek hulle vry. Van die Here. Onesimus sê, ek kan nie praat nie. Sê, apostel, hy sê, ek kan nie praat nie. Ek weet hoe om die man vergifnis te vraag. Maar die man wil my nie sien nie. Hy sê, die man wil niks met my te doen. Hy sê, die man wil nie sê, ek moet op sy erf kom. Ek weet het was verkeerd. Maar Paul, hy vraag my Paulus, hoe maak ek om tot hom deur te drink? Paulus sê, gee dit alles. Voor my. Ek wil weet as hy van my gelowig is. Wat kan alles van op jou? Want Jesus is dan alles. Mama, wat sê Paulus? Moet nie worry nie. Ek gaan namens jou met Filemon. Ek wil Filemon een brief skryf. Weet jy wat is die mooiste ding? Een skade. Ek kyk vandag, baie wonde kan nie reggemaak word. Maar as moet die wond vergeef. Dis die seerste ding, elke keer as jy die wond kyk, dan kom haat weer. En hier sê Filemon, die man het my een wond geskat, van wat ek voor jare gewerk het, maar hier sê die man, alles skade. Alles wat hy gedoen het, alles wat hy gesê het, sal het op my. Sal het op my. Ek het iets geleer. As mense, die ene maak Here die ding aan my oop. En die Here sê my, Josh, dat mense wat namens jou belei, by my. En ek vraag, hoe so? En die Heilige Gees, die maak die ding by sê, maar dat is baie mense, wat nie sonde het nie. Wat jou sonde gebruik om te gaan betaal vir sy rede. Ek klink dom op die tong. Maar hoor wat ek sê. Jy kan maar sy span wat heilig is, wat nie sonde het nie. Want ek vat het altyd so iemand wat iemand anders blameer as heilig. Iemand anders skuld gee oor ding wat jy gedoen het. Jy is heilig. As dit jou kerk wat goed is, as dit jou godsdienst wat mooi is, as dit jy wat kwaai bid, as dit jy wat kwaai preek, jy sal die beste en allemaal met jou eer, dit is net vol sonde. En hier sit ek en ek vraag die Here, maar hoe so? Hy sê nee. Zolang as iets wat jy nie jou tong en lippe gebruik, jy gaan jy nooit vry gespreek word nie. Jy moet bely. Jy moet omsê wie hy is. Jy moet ook maak die saak wat is die maak en sê, Here, dis die wond wat ek mens. Ek sit met die skuldgevoel. En hier kom Onesimus en sê, dis wat ek jy moet skryf aan Filemon. En alles wat die man praat, vat Paulus met een en hy sê, hierdie hele berg wat die vir my gee, sit ek op my skouers. Hy sê, ek gaan nie skryf wat jy wil ek moet skryf. Hy sê, ek gaan nie skryf of doen wat jy wil ek moet doen. Maar ek gaan sê, alles wat die man doen skuld. En ek opgelet in die lewe, ons het soveel klomp verduidelikings vir 'n simpel ding wat opgelos kan word. Ek het opgelet, ons wil 'n boegai maak of 'n boei maak van 'n klein ding wat hier opgelos kan word. Jy sal liever sy uitstap en 'n storie gaan ontwerp of 'n tempel met 'n doring en seker maak dat die doring word opgepas. Hoekom kon jy nou meer hier vernietig het? Sit sy skuld, sê Paulus.
wat met jou lag. Die Bybel sê toe Paulus op Malatia kom, diezelfde mense wat hom met 'n glimlach verwelkom het, as diezelfde mense wat nog Here dat hy moes sterf toe die ander hom het. As onmoontlik dat jy saam met my lag en saam met my bly is, maar ek my hart vir die Here gegee het gisteraand. En as hartseer om te sien toe die kerk uit toe stiller jy my. En vra, hoe lang gaan my bekering aanhou? Ek weet as van julle. As hartseer om te sien dat ek bou vir soveel jare en een woord kom breek 'n hele gebou af. Mama, kom ek spuit jou in vanaand. Ek vra my ma eendag en ek laat die ding vra, hoekom as my lewe so alright en geseënd? Die stryd wat ek deurmaak, het my nog nie so gekry dat ek doodgeval het. Uit my net uitgeslaan, dan staan ek beter op. En sy sê my, luister goed, alles wat die vyand wou doen en wat hy beplan het om te doen, het die Here al reeds gewys. So ek het alles daai op my gevat. Sy sê jy moes al dood gewees het. Die kar wat jy met jou gerol het, as jy normaal he. Ek het alles daai op my gevat. Ek het in my gebed ingesit. Kan ek ook iets vraag? Van laas, ek het jou kind gesê, ek is lief vir jou. Van laas, ek jou na trekkie gegee. Al het jy hoe seer gemaak. Van laas, ek het gesê, Boeta, kom ons aan 'n bietjie uit. Van laas, jy alles op jou rekening gesit. Soms om te bid, as alles nie. Om kerk toe te stap, om sy naam nie te kom en sê, as nie alles nie. Jy sit om meer dieper in gevaar. As jy jou net kon gesê, hoe lief jy hom. Weet jy wat Jesus vir die vrou gaan en sondig nie meer. Hy het nog nooit dat verlede geherhaal nie. Die fout van ons maak. Van Onesimus kyk by dieselfde daad wat hy gedoen het. En ons kon hom nie vergewe nie. Dank aan jou, Skepper. As hart en pyn weer terugkom, dank. Want toe Paulus die man sien, toe sê ek dank Jesus. Aan die Lystra. Ek voel die Here. Dis oomblikke soos hierdie, waar die Heilige Gees die verstand te boven maak. As hier wat jy sê, ek het nie nou profesies nodig van mense nie, maar ek maak my mond soos die van 'n profeet. Jy hoor my nie. Te veel het gespreek in jou huis en krake gelos in jou mure. Te veel het gespreek in jou lewe en jou sonder vensters gelos. Jou meubels is uitgebrand in jou huis. As jy wat die Here sê, change jou manier van vergifnis. Dis seer, dis pyn, dit is zwaar om die persoon te vergewe. Maar Filemon moes het gedoen het omdat iemand ingestaan het vir die misdadiger. Die Here maak die ding oop aan my en hy sê my, ek preek die woord, maar hy maak het nou weer oop my. Ek preek die woord en sê vir Deuteronomium 21 waar hy sê, dat 'n moord buite die stad gebeur. En hulle kon nie iemand trace wat die moord buitekant gedoen het. Die regters kom by mekaar en hulle sê, die een wie die naaste is, dis hy wie die moord gepleeg het. En soms dink jy is mense ver van jou af,
wat jou seer maak. Maar hulle wat saam met jou elke dag loop, wat jou planne verstaan, wat weet waartoe jy op pad is. Dis mense wat iemand soos iemand is wat ek ken in die Bybel, wat jou gebed afgeluister het. Kan jy die persoon vergewe wie jou drome van jou weggeneem het? As ek vanaand kon praat en die Here praat vir 2 aande oor in die kerk, oor vergifnis, oor saamwerk, dan wil ek vanaand sê die Here praat met 'n Sondag ook. Wie vanaand die stem gehoor het, en ek weier dat jy uitstap sonder die lig. Ek kan die ding nog dieper sak en nog dieper preek, maar ek wil ek nog verder gaan met die ding. Ek moet ook hier stop. Ons moet verstaan, as die Here praat, praat nie soos Joshua praat. Die stem toon verander. Diep in jou hart, as mense wat is meer kan heel nie, oor bitterheid. En bitterheid is sienbaar. Dat jy treed jou man ook dieselfde. Jy treed jou kinders ook die terwille van 'n fout. Kan jy nie vergewe nie. En soms maak pyn en verdriet so, dat jy nie kan geestelik groei nie. Jy kom net nergens uit nie. Jy praat maar jy hoor niks. Jy roep die Here, maar daar is ook nog niks. En as hier van die Here met ons praat. As die geleid jou binneste kyk van my aangeraak het, en jy weet die Here praat namens iemand hier, van die persoon is in die kerk, die persoon is nie hier, maar jy vergeef, sê die Here skryf, dat is die rede hoekom ons elke keer staan, jy dien die Here so klipbaar, net woorde, dat sal brengs aangetree. Jy ooit verstaan hoekom dinge nie reg kom, en loop as jy na sirkel, as omdat jy loop nog met die bedjes. Hier is wat die Here kom en hy praat met ons vanavond. Kan ons vergewe? Kan ons hulle vryspreek die vir 18 jaar aan ons daad gehad? Kan ons die een vergewe? Wie leed aan my gedoen het? Ek kon dit eens met my man of my kinders of met mense deel nie. Ek hou die geheim van jare. Ek koester die pyn. Maar die Here sê vanavond sit dit op my. Kom ons almal staan in die huis. As persoonlik, is alright. Wat jy hoor. Soos mense wat trane stop, van jy voel geraak weer te een. Hoe kan die Here die wond hier opmaak? Hoe kan die Here dat doen? Ek is sukkel vir hoe lang ek bid, en dit sal weer nie. Wie sal die eerste een is om te sê, Here, kom maak my los vanavond. Ek wil jou story weet nie, maar kom na die altaar toe. Dat is een. Wie sal die tweede een wees? En sê, Here, van dit wat in my gebeur, ek maak my los. Is iemand so man wat die binnen staan, wat ek kan vergewe? As ek die pijnlijke seer. En nou toch gelaats verander.
Ek praat nog met mense binne. Meneer Rondje, kom ons fokus gou op jou eie lewe. Kyk in jou eie lewe. En as jy oor toegemaak is, dan kyk jy met wat ek wat dan sit. Dat ek bestaan nie. Here asnaak. As jy maar die Here wil ons fokus. Ek praat met iemand hier om het te verstaan. As die paar mense is wat my hoor, vergifnis is iets wat ons praat nie, maar dit kom in daad. Ek sien die mense wat ons staan in die verrekant. As die gees van die Here so sweer weer, dan kan jy sien op wie die lig val. Hy is bang. Van die een wie die daad gedoen het, as ookie praat. Maar die Here sy spreek hoe vry van hom af. As hier, jou tranen was nie vir niks nie. Jou pijn was nie vir niks nie. Halleluja. Heilig is die Lam. Vergifnis is die Gees. Maak je los. Maak je los. Maak je los. As die moeders van hierdie kerk, broeders van hierdie kerk, dan kan achter hierdie mense staan. Jy staan daar, jy is vol hart, jy wil nie kom nie. Jy wil nie vry spreek, die Heilige Gees praat met jou, jou mag skud. En jy kan nie losmaak nie. Kom gauw, sê die Here. Heilig is die Lam van God. Heilig is die scepter in die hand van die koning. I know that I can't make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Oh Jesus, I can't take it. With Him I know I can't stand. Oh man, what may come my way, my life is in your hands. Oh Jesus, I can make it. With Him, I know I can stand. No matter what may come away, maak jou hart oop voor. My life is here. Stiek jou aan op en sê Here, ek maak my los. But Jesus, I can take it. With Him I know I can stand. Oh man, what kind Simon? My life is in. With Jesus I can make it. With Him, mag op jou hart en sê Here, breek die steeds nie. Oh man.
Selamat. May kasama ito. Bakit Tuhan? Oh! Ah! Come on, come on, come on, come on, come on! Nasir ba yung Ay, lakadiyara! Bakit Tuhan? Oh, nakadiyara! Hey! May katungkuhan na. Bakit Tuhan? Bakit Tuhan? Sige na bakit Tuhan? Ay, bakit Tuhan? Spirit of truth. Makulos. 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 Makulos sa niya. Makulos sa niya. Makulos. Makulos sa niya. Makulos. Hij zwaar gevoel wil jullie wegvat. Hij gevoel wat je dreigt wil God wegvat. Gaan slaap je, ik kan niet slapen. Een sier. Maak je mond open, spirit, maak me los. Spreek met vrede. Jouw mond wil God worden. My life is in. Oh Jesus, I can't make it. But here, I know I can stand. Oh, man, what? My life is in. Soms as het moeilijk, soms is het zwaar. Oh nee, is samen. Gevoel bestaat en liefde. Oh nee. Soms as het moeilijk, soms as het zwaar. Oh nee, hij is aan mij. Aanvoelen is waar. Liefde, maar is allemaal. Oh nee. Kom ons leg ons hande voor op. En ons pleit vir vergifnis. Die Here is een van ons moet 'n offer wees vir hierdie gebed. Jou hart moet gemaak word. Maak seker dat jou hart geen stikspier het. Maak seker dat jou voetspore dood is. En is hier wat die Here sê, maak ons saia. Makaya malaba saia. Vader, dis in U naam. Die gedreis van die woord. Die heiligheid van die woord.
grootheid van die woord kan nie opgeweeg word met wie ek is nie. Ek just was 'n mens. Ek val, maar ek weet ek kan weer opstaan in U naam. Ek kom vanaand as die offer van hierdie woord in Filemon 1 vers 18. Ek remind U op grond van die woord dat U kinders is gebreek in stukke. U kinders is moeg en mat. En hulle sit hulle gevoel vanaand in die woord met die aroma atmosfeer. En die kinders sit vanaand hulle vertroue aan die woord wat vanaand op hierdie Vrydag gespreek is deur U mondstuk. Vader, my wissel behoort nie aan my nie, maar dis Israel en U spreek met U kinders. En dankie dat U woord die weg, die waarheid en die lewe is. Op grond van die woord sê Petrus. En Vader, ons kom op grond van Filemon 1:18. En ons druk dit op hierdie Vrydag aan, druk ons het neer aan die grondlegging van hierdie aarde. Prys U! En ons roep die sterre en engele, die atmosfeer as 'n witness. Yes, Lord. Rakayasa. Ons roep vanaan mense hier as gehoordes, wat vanaan U woord geluister het, en die altaar aanskou as 'n plek van vergifnis. U kinders kom na U toe en hulle sê, Here, ons sit vir jare met bitterheid. En dinge wat nie maklik met tong en lippe en verstand kan vergewe word nie. Maar ons Heilige Gees, soos U aan sy Gees gesê het, ek wil in jou huis. Maak dit elke een sy venster en sy deur vandag oop. En Heilige Gees, namens al hulle nooi ek U in. Kan dat saai om elke hart skoon te voer. Ek wil Heilige Gees om elke karakter reg te sien. Ek bid vanaand tot aan die deel van vergifnis, aan die verborgenheid. Roep ek U nader. En ek bid vanaand, Heilige Gees, soos Filemon Onesimus moes vergewe, bid ek dat hulle alreeds hulle vry gemaak het. Die gebed se woorde lyk normaal vir mens, maar ek weet in die Bybel sê die letter is goed. Maar as die Gees van God in die lewe sal maak, ek bid aan hierdie oomblik uit U, dat elke letter wat gespreek was in hierdie atmosfeer, woorde van gebed, scepter in die hand van die koning, banier van vuur. Ek bid vanaan Heilige Gees, dat U werk sal maak met elke letter wat gespreek was uit die hart van die mens. En ek bid vir 'n opregte vergifnis. 'n bedoeling daarby met berou om te sê, Here, ek spreek hulle vry. En ek dink nooit weer daaraan nie. Ek kom op grond van die woord en ek kom sê, dankie Heilige Gees, omdat U ons nooit verlaat het. U sien vanaand trane, U sien vanaand 'n volle hart. U lees hulle verstand terwyl U voor staan. En ek maak 7 maal 1 maal 2 maal 3 maal 4 maal 5 maal 6 maal 7 maal in die volmaaktheid maak ek hulle los. Ek wil Heilige Gees dat hulle destinasie, hulle location sal verander. Van vanaand af change hulle direction van spreek dink. En ek bid vanaand Heilige Gees, wanneer hulle gaan slaap, 'n soete slaap, 'n soete nagrus, terwille van hierdie atmosfeer.
Ek daag U uit, Here. Besoek U kinders. 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 Die ding wat jy in my gemoed gooi is te diep, Here, om met U te spreek. Maar ek vra vergewe. Van U wys met die persoon en haar vader wie die daad gedoen het. Spreek vry. Maak los. In die naam van die Vader, die Seun en Heilige, en die kerk van God sê, Amen. Halleluja. En ek vraag as iemand wat sy hart vir die Here wil gee, kom ons staan allemaal in hierdie plek. Ongelukkig as ek kyk, ek is nie allemaal sy gunsteling. Ek is nie allemaal sy gunsteling. En ek wil nie jou gunsteling wees. Ek gaan doen soos die Here van my verwag. En ek wil as 'n profeet is of 'n profetes my gees op die proef. Daag die God van Joshua uit vandaan. Ek speel nie met die Here. Ek maak nie die altaar speel met nie. Maar toets die Here vandaan. Terwyl het ons na kerk toe gekom, hy staan ons en ons moet die Here getoets sien. Ons moet die Here toets, mense. Kyk of hy God is. Moses het met my gepraat, ek wil hom sien voor ek enigiets gaan doen. Begin praat met God en sê, ek gaan niks doen, tensy ek jou nog nie. Gesien het nie. Amen. 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 Hier is 'n connectie in gees wat ek aanvoel. Ek is jou ou wat gou tatsbaar word aan iemand. Maar ek kan aanvoel wanneer iemand van my gees. Ek kan aanvoel wanneer iemand my gees aanvoel. Halleluja. Soms kan dan sê vir die Here, gee hulle my files, gee hulle my friends, gee hulle so my friends. Die geheim van die godsdienst is 'n baie lekker. As jy moet werk. As jy nie verstaan nie, weet jy, as daar iemand is wat ek ook kan sê, kyk vir Joshua. Ek dink elke dag aan my skepper. Ek maak soveel foute, maar ek denk terug, dan skep hy my so bietjie reg. Hy maak my so bietjie daar. En as het seer mense, as jy sien hoe mense by jou weggebreek word. Nee, jy vraag, hoekom het ons vrienden kring op die Here het 'n plan gehad, hoekom jy nou moes loop? Ek bid nie nog wat die ding. Nee, man, as die Here ons opbreek, breek God ons op. Jy kan maar kwaad op met 'n wit vou, nuwe vou. As die Here ons opbreek, breek hy ons op. Jy kan my net so aankyk. Jy het ons nuwe vriende. Maar die Here het my kerk goed geplaas, ek het nou nuwe mense in kerk goed. Ja, en dan jy kan maar nuwe mense in kerk sit, maar die Here gee my nuwe mense in kerk goed. Halleluja! So gaan dit. My plek is vandaan. Ek hoop julle die twee aandag geniet. Ek hoop julle is verstande. Ek hoop die Here het met iemand gepraat. Van die Here het met Joshua ook gepraat. Amen. Ek is vanoggend 3 uur wakker, so onder pyn. So onder pyn. Nee, ja nie.
Ek het die wagters op hierdie weg van die Here. En ek vind het uit die man van God aan die agterkant hier so langs aan die aposteltief lê. En ek is vanoggend af 6. As ek kom van ek moet nou hierdie pille kry net om die pyn te betaal. Maar nou roep ek hulle die man van God slaap. Ek roep in die man van God slaap. Ek roep in die man van God slaap. Ek vraag die Here, waar is die wagters? Daar is geen wagters die man van God slaap. En iemand komt daar van bij zijn spreekt zo toe en ik zie die man van God loos in die veld. En ik zeg, wacht, ik is al lang al ondergebracht. Kan je dan goed change? Geestelijk. Daar zijn zoveel mensen in het hospitaal komen en jij stelt belang in je eigen pijn. Maar er is iemand wat mooi lijkt, wat zo sierlijk veel pijn is, dat je net denkt aan je eigen pijn. Vandaag is het bij vanaf ons gaan ik klaar met dan loop ik uit het kerkhoek. Je dacht ik val op die arm, op die linkerarm. Nou, ik is links. Maar ik speel baie gevaarlijk keyboard aan mijn linkerarm. Sorry broers. So, ik is links en ik keer naartoe moest ik klaarmaken om concert toe te gaan samen met kerkhoek stelen en ons als een boek voor jullie te laten staan. En de hele stad zit ik een kerk, dat is baie close. Eén kerk, samen in muziek opgegroeid. En ik denk zo, als ik iets voorkom, dan heel hij van mijn partner. Maar ik kan wel zeggen, ik heb niet zo'n traan dat gaat in mijn ogen. Ik is zo'n zekere man die achter mij, wat gewoon chunky. Sorry, Mondre. En ik val op mijn arm, die been schreven uit. En ik ben hospitaal, toen ik is hospitaal mensen. Ah nee, ik haat de hospitaal mensen. Een hoofd in de hospitaal, ik haat hem. En ik was hospitaal toe, en ik is zo. En de eerste mensen waar ik dacht mijn pijn ervaren, is mijn kinders. Hulle bring jackets en een scoop. Hulle bring die jacket en ik is de hospitaal toe. En ik had sokka spelen in die pad en ik heb verkeerd gevallen. Nou, ik is een sokka speler, je zal weten. Je kan zekere benen kan je zien. Ja. Sokka benen. Ja. Halleluja. Ja. Amen. Ja. En hier komen we eens bij. Die dining table vast. Als kom en ik speel in een hospitaal toe. En ik ga zitten in het hospitaal. En dat is wat de Heer opmaakt. Dat is wat er in de kerk vandaag gebeurt. Ik zit in het hospitaal en ik kom en mijn geval is zo erg dat ik onder pijn is. Toen ik instap, toen wil ik net gehaald is en ik wil eens toe gaan. En die laat me rond tegen de eerste in jouw geval is nog niet erg. Je moet die mensen zijn gevallen worden. Waar ik ben als. En op die, als je aankomt bij de hospitaal staan dan als ontvangspatiënten. Nee? En God checkt mijn oren en zegt, patiënten. Als je die voorbij vanaf ging, dan zijn er lenses patients. En God zegt dat je moet geduld hebben. Als je in de hospitaal bent. Hij checkt mij dan, hij vat mij verder, hij vat mij naar die observatiekamers toe en dan stuur me daar aan. En die vrouw vraagt over aan zijn arm en ik kan eens met haar praten van zo arrogant maakt die pijn. Klaar gejaagd was ik me weer met diezelfde bangloef zit waar ik opgestaan heb. En die pijn drukt me zo van die pijn is na aan die hart. En nou als het nog net geduld wat met die stad in die straat. En kom praat gewoon met iemand hier. En hier zit ik met die arm en niemand kon bij jou. Is allemaal wat bij mij staan kon bij jou naar ogen. En die Heer is weer een man van God van buiten af. Om stil in de observatiekamer te doen en zeg je, kan je niet iemand als een arm dank geven. Want dit is een arm en ik wil eens mijn arm luchten. Maar hij voelt ik moet die arm net zo even een beetje luchten. En ik raak alle kwaad en alle kwaad en zeg van mond hij op de mond. Het kan misschien zo'n job, maar dit is wat pijn aan een mens doen. Hij brengt die pijn. De andere vrouw komt en zegt, jou leer verkeerde bakje. Zodat zekere mensen dat zeker maakt dat God jou nooit moet genezen. Dat het zeker maakt, hij brengt je gaan druk aan die pijn wat dit is. Ik ga toe achter, toen denk ik, oké, dan gaan we nou vatten en dan ga ik mijn sneeuwbie in. En terwijl ik erachter kom,
sê hulle, jy sit net die ek dink, jy praat nog met my so. En die vrou wat binne werk by die dokters is 'n student, en sy sê, ek ken vir jou, as jy nie psalms en ek ken vir so. Ek sê, die praat nog met psalms. My arm is gebreek, iemand kom praat of sê. Ek kyk daar so aan, ek kan nie praat nie, en dan denk ek, raak ek diep sonde. Baie kom nie, en ek kom, hier moet jy vrou. En hy wil ek sit daar, en ek kyk die vrou so aan, en sy praat, en sy my kom sy die agtergordijn, en die vijand wat klop goed in my kom los. Hy sê, kyk hulle die man hier. Hy sê, hulle gaan jou nou werk, pa. Vijand sê, hulle gaan jou werk, nou. En ek sien, die man heel al hier. En ek moet nog ingaan. Hy oomlik, ek sta daar binnen. En ek sit en hulle lig me en hulle vraag, waar is hy gebreek? Ek kan nie praat nie. Van een sier. Hulle sê my kom lee hier. En ek dink, ek kan nie eens lee nie. En die arm moet jy ergens sit en hoe jy vat. En dit bel my. Hy self de oom, hy is op balkon sit, hy sê, Paddy, waar is jy? Ek sê, broer, ek lee nie, was met my tranen loop. My tranen loop. Daar heel kort die ook saam. En ons lee heel nog mee. Van hy wil my nie hier sien nie. En terwijl hy sê, Paddy, as die klas kom, had ek het draai by ons sê, as ek nog hier binnen gaan wees. En terwijl ek lee daar en hulle spuit my in morfine, nee, om die pijn te verdoof. Van een oomlik was ek onder geweldige druk. Die next oomlik, toe verstaan ek nie dat ek recht gemaakt was nie. As jy net beskikbaar kan stel in die huis van die Here, sodat God jou kan opereer, sal jy sien wanneer jy uitbeweeg, daar niks meer pijn. Toe ek by die huis kom, leek my nou met hierdie grote arm, en nou moet ek ons nou loop. Ek kom stap by die huis in, nou sê ek as Hulk. Toe ek inkom stap, jy dink dat jou pijn is vir herstelling. Nou wil jy ons nog hanteer word, en jou vrienden kom ons nou, jy moet op piesangs gebring word, jy moet met jou blad gaan, jy kom ons nou die hospitaal. Niks van die nie. Stem van die Here sê, jou next assignment is daar en daar. Arm of te not. Jy moet van mense gaan vertel wie ek is. Die net Sondag, toe ons Harry Grand West, toe sing ek met Napoleon in, maar die arm is toegemaak, maar allemaal kan sien ek sing so psalms in. Maar in my stom het ek geduld gehad. Nou kom die vloed, hy sê, dank aan die Skepper. En die dag, voordat die pijn erger word en seer word, jy dank aan jou. Kaya sê aan jou. Jy dank aan niemand anders, jy dank net aan die Here by oomlik. As jy iemand wat verstaan vanaan, het geduld aan jou pijn. Sê vir iemand, help ons op pad. Ja, jy sê nie lekker, sê vir iemand, help ons op pad. Sê vir iemand met geneesing is op pad. Sê vir iemand met deurbraak is op pad. Sê vir iemand met vervulling is op pad. Sê ek dank aan my Skepper. Kom as jy die Here so prys. As ek weer terug gaan kom, gaan ek vir 'n 10% wees. Amen. Amen, vir 'n 10%. En as ek inbid tot die Here in September maand, dat ek terug sal kom. Amen. Amen. Die Here soek my nie in petters en hy soek my in kerkboek. Amen. Die Here het my beopdrag 'n jaar te doen.
elke seisoen. Ek was laas in Bedford en in Peterson. Voor die jaar klaar, sal ek Edo wees in Kargoed. Amen. En ek gaan nie beloftes maak, ek gaan net vir die Here vra wie ons kan saambring om die wasa met ons in Kargoed en in Edo te doen. Amen. En julle die 2 aande geniet. Ek raai die man van God se gesindheid so. Hy laat my lekker preek, man. Amen. Is iets wat ek wil vra, maar ek wil net die ding vra, as jou hart vir die Here gegee het, moenie stil met God, pleit by jou. Die mens wat die binne is, het jou reeds die laaitjie, het jou gaan toets. Ek praat so, dis wie ek is. Ek wil jou vra, ek wil jou uitdaag, kyk na 6 maande wie God is. Try om God ten minste by 6 maande met alle sterkte te doen. Die 6 maande se sterkte gaan jou sustain vir jou jare se lewe. 7 dae is uitgereik in hierdie dorp. 7 dae is in Edo uitgereik. En ek gaan 7 dae losmaak weer. Ek het getuienisse by mense, as ek 'n dorp verlaat, God kan nog nie werk terwyl ek hier is. Maar wanneer ek my voete uit hierdie dorp uitsit, jou hart beter reg wees. Ek dien 'n God van wow. Ben, julle nuwe mense, ek dien 'n God van wow. Amen. Ek gaan vir almal vir julle sê. Maar weet, as die 7 dae verby is en jy niks ontvang, dan is jou hart nie by die plek gewees. En jy gaan nie kwaad raak as God vir die een keer kom van wie jy nie hou nie. Jy gaan die binne sit, jy gaan elke dag kerkloop en God gaan seker maak dat jou vyande uitgesond is van jou hart. Glory. Ja. Saal was mooi dierbaar. Iemand het gewag op die woord. Iemand het gewag op die woord. En die woord se doel is om jou te omskep. Om met jou te kommunikeer. Paas het gesê, dink aan die skepper. Reg van die begin af was dit die woord. En vanaand, die jongman wat Pastor Gisteraan van gepraat het, hy nog nie uitgekom. Nog nie uitgekom, die geleedheid is nog hier. Hy het gewag op die woord. Dit is die regte seisoen, is die regte tyd, is die regte oomblik. Die geleentheid is nog nou. Moenie loop en jy het nie gekom nie. Ek het opgetel wie die jongman is, terwyl ek daar staan, maar ek gaan nie uit op nie. Maar die Here wil met jou praat. Ek mag dalk so kyk, maar is dit daar nie. Here het wil spesiaal en besonders met jou praat. Die geleedheid is nog hier voor ons vanaand uit mekaar uitgaan. Jy het gewag op die woord. Die woord wat self die skepper is. In die dag. In die dag van jou, nie uit. In die dag van jou jong. Die Here is nou hier. Moenie die plek verlaat as jy nou in die seisoen, in die tyd moes hier gestaan het. Vriende gaan vir jou wegvlug wanneer jy alleen in die duisternis. Ek weet waarvan ek praat. Ek kom uit dit uit. Maar toe ek my hart vir die Creator gee, was my lewe nooit meer dieselfde nie. En my vriende het my verlaat. En ek staan vandag omdat die Here my omskep het. Ek roep jou nou, moet nie die perseel verlaat. Ek weet, die staan daar met trots in jou hart.
Omdat jy die ou van die dag wil wees. Ek weet wat het beteken om 'n ou wil te wees. Ek kom uit dit uit. Ek wou ook 'n ou wees, maar ek moes dink aan die Skepper, aan die dag van my jong en voordag, die ongelukkige dag. Kom, in die seisoen. Kom nou. Ek gaan nie klaar maak nie, Pastor Jos het sy werk voltooi. Maar ek roep jou, die Heilige Gees, gaan jou losmaak en uithaal. Maar jy moet dink aan die Skepper, aan die tyd van jou jongheid. As jy die Here ken, ek kom die Here. Aya saya melosa. Vader, ons verheerlik U. Dat is die echtheid van God in sy atmosfeer. Dis die type atmosfeer wat ek wil soek en aan vastkleef. Maar as God in sy grootheid sien, ek soek mense, dat hulle handen by mekaar kan hou vir die atmosfeer. En sy huis die grootheid koning. Hy is heilig. Hy is alomteens woord. Scepter in die hand van die broer. Vader, ons bring ons broer na U toe. Net soos hy is. Verlore stukke kom hy terug. Soos die verlore seun. Sy sonde as al reeds vergewe. So ver wat die ooste na die wes is, sal het nooit weer terugkeer. Vader, ons van alles sy sorge en ons rol dit in die see. Hy bely met sy tong en sy lippe dat U die Here koning is. Hy kom met sy verstand, sy hart, sy karakter, sy bloedlyn, kom hy na U. Sy voetsool, kom hy na U. Ek omring hom met die heerlikheid en mag van hierdie atmosfeer. En ek bid dat sy oorproppe sal gordijn word om na U stem te luister. Kandala sayame. Ek roep 'n verandering in sy hart, in sy verstand, in sy loop en sy stem, in sy bloedare, Here, in sy karakter. Roep ek 'n verandering. Sy siening sal verskil. Sy visie sal verander. Engele van die Here, heilige Parakletos, ek was aan die pad uit, Here, en ek stel U voor aan U diensknegt. Maak met ons soos U wil. Hy is aan die operasiekamer van Jeremia 18. Hy word geformeer, Here. Hy word gebouwd. Sy verstand, sy hart, rus hom toe. Kaya ja, saya toe. En alles wat die vyand oor sy lewe gespreek het, roep ek eenmaal, ek roep tweemaal, ek roep driemaal, ek roep viermaal, ek roep vijfmaal, ek roep zesmaal, en ek roep zevenmaal. Ek breek elke muur. In die naam van Jesus. Die Heilige sy gedagte.
Christus. Kasaya. Die maak sy harte reg. En ons sê vandag dankie. Ons sê vandag 2 maal dankie. Ons sê 3 maal dankie. Ons sê 4 maal dankie. Ons sê 5 maal dankie. Ons sê 6 maal dankie. En ons sê 7 maal dankie. Dankie vir 'n nuwe begin in sy lewe. Ek bid vanaand sy vriendekring. As hulle nie 'n basis van opgebou in sy lewe kan wees nie, wat op kan bou nie. Ek bid vir 'n gees van arrogansie en afsin teenoor hulle. Nie later, Here. Nou. As hulle nie saam kan volg na U toe kom nie, breek dit in die naam van Jesus. Amen. As jy iemand wat nog nie bekeer is nie, steek gewoon met jou hand op. Kom. As jy nie gered is nie, steek jou hand op. Moenie skaam wees nie. Ek kan weet wie is gered en wie is nie gered nie. Moenie hier staan en my flous. As jy nie gered is, steek gewoon met jou hand op. Ek gaan jou nie vorentoe roep nie. Jy hoef nie bang te wees. Ek wil jy moet jou vriende vra. Gaan huis toe. Vra jou vriende. Waar sien julle vir my oor die next 5 jaar? As jy nie kan antwoord nie, hardloop weg. Dat is nog heel genoeg. Roep al jou vriende. Sê kom ons bid gauw bietjie. En as hulle saam met jou wil bid, hardloop weg. As hy die stem van God gehoor en hy draai vanaand hier op, as hy 7 maal keer gaan hy slegter word as wat hy was. Ek hoop jy stap hier uit sonder Christus. Ek hoop in my hart jy vat die atmosfeer nie vir niks nie. Dis nie dat sy hier voel ek God en ek is bang. Ek sterwe hier. Ek is bang. Jy loop nie uit. En jy weet nie wat gaan gebeur. Ek pleit by jou. Kom na die Here toe. Ek gaan 'n pad saam met jou stap. Maak jy saak wie wat sê nie. Ek sal Karoo toe kom ry vir jou. Mense moet begin verstaan. As ons gelowiges net mekaar kan support. Haak die jongen in. Wat hy nodig het, help hom. Sodat hy net Christus kan sien, niks anders nie. Mense, ek soek mense dat my hart verstaan. Hulle raak kwaad in my mond en stel my van, maar hy sê my, jy bly jou kleren weg, ek sal my lastes weggee. Hoekom? Ek wil hy moet God kan aanskou aan sy grootheid. Werk jy? As het die werk wat jy soek. As het die werk wat jy soek. As jy gelukkig met die werk. As jy gelukkig met jou geld. Ok, soek jy nie meer geld nie. Kom ek sê vir jou. Die net hier. As haar raad is, as jou vriend of jou lieg, ek lieg jou nie. Die net die Here. Hulle gaan jou klomp stories spin. Hulle gaan sê, hy godsmense so en so. Jy maak jou oor toe. Dien jy net. Hulle hoor my nie. Jy dien net. As apostel Peter hier, hy is jou vader, Tabernakel was jou vader. Hy gaan nergens anders nie. Hy gaan by niemand aan nie. Ek sê vandag, hoe kom ek so sê, ons moet 'n gesonde leer. Ek bid vandaag, as enige iemand jou uitdaag, laat hy vervloeking wees. As enige iemand vandaag jou uitdaag in die plek, ek praat het onder die atmosfeer, laat hy vervloeking wees. Jy het na die Here toe gekom op grond van my stem,
en 'n positiewe stem nie, maar die gees van die Here met jou gaan werk. Amen. Amen. Kom ons ondersteun hierdie jong man. Want deur hom gaan baie gered word. Julle hoor my nie, ek sien hoe kerkgoed verander. Ek sien hoe God die net my kerkgoed uithaal. Hoe God elke toorder en mag. Wat as een bome gees sal verbreek. Ek sien hoe God geeste van familie bloed en dat begin verbreek. Ek sien hoe God mense en nieuwe jong mannen sal oplig. Wat het beste sal oplig. Mannen van God sal oplig. Heilige Heer. Ons sê hier nog so lekker prijs.